hope that's never ever let me down. Ek wil vandag bietjie met jou praat oor soos wie lyk ek? Dan was jy jouself daai vraag gevra. Miskien moet ons eers hier begin. Toe jy klein was, wie was jou hero gewees? Poen, wie was jou hero? Toe jy klein was. Die bulle tel nie. Okay, hulle kan niemand se heroes wees nie. Sorry. Nou is daai op YouTube, so sorry. Wie was jou hero? Gys Lourens. Thys Lourens. Wie is hy? Kaptein van die bulle. Okay, kom ons beweeg aan na iemand anders toe. Onthou jy toe jy klein was, toe jy jonk was, het jy 'n hero gehad? Het iemand na wie jy opgekyk het en gedink het, ek wil net daai ou wees, né? Nou kom ons vra 'n ander gewone persoon, né? Wat nie noodwendig vir bulle skree, so ek sal ook nie my vrou kan vra nie. Wie? Nou is ons op dun ys, né? So, wie van julle, okay, kom ons bly in die voorste ry, miskien het jou skoonseun meer lak. Arnie, wie was jou hero toe jy klein was? As jy ook sê die bulle gaan ek ophou, dan gaan ek net afloop. Jou pa? Yes. Okay, nee. Ek gaan nie daai kan bied nie. Daai is 'n great antwoord, hoor, maar jy moes gewag het dat jou pa langs jou in die kerk sit as jy dit sê, man. Ons almal het 'n hero gehad. Ons almal het iemand na wie ons opgekyk en gedink, ek wil soos daai ou wees. Nou ek dink alles hang af miskien van jou ouderdom, né? Want kom ons wees nou maar eerlik, toe ek heel klein was my pa definitief nie my hero nie. Toe was dit Spider-Man of Superman of Batman of wie ook al gewees, né? En ons moes 'n gesegde wat sê, always be yourself, except if you can be Batman. Okay? So, as jy kan Batman wees, dan oortref dit alles. Okay? So, ons het almal hierdie hero gehad, man, en jy wil soos iemand lyk, nee, gaan kyk nou, enige kettingwinkel wat klere verkoop, nee, en ek beloof vir jou, jy gaan ergens 'n Spider-Man of 'n Batman pyjama suit sien vir kinders. Nee? Jy wil dit nog sien, nee? Jy wil lyk soos daai ou, hulle wil aantrek soos hulle, en as jy weer sien, dan spring hulle van die kaste af en van die dakke af en alles, want hulle wil soos hulle hero wees, né? Nou, vandag se kinders is dalk bietjie meer anders, daar was nie Instagram of TikTok toe ek klein was nie. So, ons het maar Batman en Superman gehad, so, kom ons vra, ons bly nou in die voorste ry, ek hamer op julle familie, hoor. Maar nee, wie is jou hero nou? Dankie tog. Spider-Man. Great antwoord, né? Jy het hierdie rolmodel, hierdie ou wat hierdie hero is, man. Weet wat al hierdie goeders reg doen en dis net amazing. Dis great. So ek wil net 'n bietjie vra, so hoe ouer jy word, né? Dan change jou rolmodel so bietjie. Né? Het jy dit al agtergekom? Wie bo 40 se hero is nog steeds Superman of Spider-Man? No judgment, ek beloof. Maar niemand se hande opsteek nie. Beloof, jy kan maar opsteek. Niemand hier gaan snaaks ding vir baie lank en anyway nie. Nou, dis nog interessant. So kom ons kyk gou hierna. As jy 'n rolmodel het of as jy groter word, daar's altyd iemand na wie jy opkyk. Stem julle saam? Daar's iemand, al is dit jou pastoor of iemand wat jy dink, ek sal like om soos daai ou te kan like, of soos hy te kan optree, of soiets. Ons het 'n rolmodel. En miskien as jy heel wat ouer word, dan word daai rolmodelle al hoe minder. En ons al hoe minder om van te kies miskien. Maar ek onthou, nou gee ek dalk my ouderdom hierso weg. Maar toe ek heel wat jonger was, né, was daar 'n movie opgewees, Best of the Best. Kan julle dit onthou? Wie kan Best of the Best onthou, né? As jy van karate movies gehou het, dan sal jy weet wat dit is, né? Best of the Best. Nou daar was 'n ou ingewees, dis nou baie jare terug, so ek kan nie sy naam onthou in die movie nie, maar sy naam is Eric Roberts. Weet julle wie dit is? Weet julle wie die akteur Eric Roberts is, né? Yes, ek het gedink hy was cool. Man, ongelooflik. En hy kon karate doen en chops uitdeel en elke ding, né? So hierdie ou was soos 'n man's man gewees, en ek het gedink, is 'n serious nice ou, né? Hy's so vriendelik en alles, maar as hy moet dan chop by die manne as dit nodig is, né? So op 'n stadium dink ek, ja, maar as jy nou elke dag hierdie ou kyk en sy optrede kyk goed is, dan begin 'n ou hom so half emuleer, jy weet? En jy probeer soos hy wees. Nou, daai goeders val nie die lig uit nie, om
kom ons beweeg aan, ons sal nou net terugkom daarna toe. So, ons is in die kerk, so kom ons raak nou 'n bietjie meer geestelik, né? Hoeveel keer dink ons aan Jesus as ons rolmodel? Ons het almal rolmodelle. Maar hoeveel keer dink ons, en ons gaan kyk 'n bietjie na Jesus se lewe, en as jy die Bybel lees, en jy lees hierdie verhaal van Jesus, hoeveel keer dink ons, ja, ek wens ek kon soos hy wees. Ek dink nie genoeg nie, né? Ek dink nie genoeg nie. As jy so nou en dan dit dink, dan dink ek, as jy kry dit meer reg as die average ou. Want ons moet miskien bietjie begin dink aan Jesus as 'n voorbeeld. Want dit is nice om Sondagoggend in die kerk te sit en te luister daarna. En elke Sondagoggend as jy uitstap, en ek hoop regtig dat julle so voel as jy uitstap by ons kerk, is dat ons het iets gekry vanoggend en ek voel goed en die Here het regtig my gepraat en alles, en dan kom Maandagoggend en dan is die werk maar weer daar. Nee? En Dinsdagoggend is die skool weer daar. En Woensdagoggend is die skoonouers nog steeds daar. Nee? Want die lewe hou aan. Maak nie saak of jy net op Sondag kerk toe gaan nie. Die lewe is Maandag tot Sondag. So baie keer dink ek, vergeet ons, whatever ons gehoor het op 'n Sondag, nee, ek gaan nie daai toets doen nie, dan gaan julle my laat sleg lyk, maar as jy nou Woensdag vir iemand vra, wat het hy Sondag oor gepreek? Hoeveel keer gaan jy onthou? Sondag dink jy, dis 'n great preek. Teen Dinsdag aand, as iemand vir jou vra, wat is die teksgedeelte wat hy gebruik het? Okay, die teksgedeelte is nogal moeilik. Wat was sy boodskap se tema gewees? Want life happened. Ons is net so besig dat alles hardloop net deur. So ek wil hê ons moet vanoggend so 'n bietjie kyk na Jesus as 'n rolmodel, en ek het so 3 van sy karaktereienskappe gevat wat ek dink met my hart praat, en dan hoop ek as dit met my hart praat, dan praat dit miskien bietjie met julle sin ook. So net gou hier bære. Net nou val die salfolie af terwyl ek werk. As julle vir my die eerste teksgedeelte kan opsit asseblief. Die eerste karaktereienskap, ek is 'n amateur volgens. Die eerste karaktereienskap wat vir my nogal uitstaan vir Jesus, is Jesus se medelee met mense om hom. En ek weet nie van julle nie, maar partykeer dan, as die lewe so gebeur en nou gebeur goed met mense, dan dink jy, ja, hy het gesoek daarvoor. Nee? Hoeveel keer het julle al gedink wat iemand bietjie pak kry ergens, of dit nou finansiëel of by die werk of by sy huwelik is, of dit of dat, en sê, daai ou soek al lankal daarvoor. Hy het nou net gekry wat hom toekom. Jy hoef nie jou hand op te steek as jy al so gedink het nie, maar kan jy beloof, almal van ons het al so gedink. Nee? Maar ek wil gou vir julle hierdie stukkie net voorhou. Is Matteus 9 vers 36 sê. Kom ek gee julle net 'n bietjie agtergrond. Jesus gaan na al hierdie dorpies toe in sy bediening, en hy elke keer as hy by 'n dorpie kom, dan kom daar 'n crowd mense, en hy praat met hulle, en hy preek vir hulle, en hy verduidelik vir hulle goeters, en op 'n stadium kom hy saam met sy disippels by hierdie dorpie aan, en hy kyk na hierdie skare mense wat voor hom staan, en in Matteus 9 vers 36 sien ons, hy sê, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Hierdie is nou 'n ander vertaling as wat julle is. Kom ons lees julle sin. Toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak oor hulle seer kry en hulle weerloosheid. Hulle was so skape sonder 'n wagter. Nou, as jy in die Grieks gaan kyk, daai ontroerd, of in die 83 vertaling staan, hy het innig jammer gekry. Is dit splagnitsomai, is die Griekse woord. En as jy Grieks is en ek het hom heeltemal nou verkeerd uitgespreek, vra ek om verskoning, my eerste taal is Afrikaans. Maar splagnitsomai beteken, dis 'n emosie wat so ernstige emosie is, laat jou ingewande letterlik so draai, né? So met ander woorde, dis amper 'n emosie wat jou laat naar word. Dit voel asof jou maag so omswaai. Wie van julle was al in 'n verskriklike moeilike situasie wat of by 'n geliefde se sterfbed of ergens waar daai emosie so erg is dat dit voel asof jy letterlik jou maag wil soms so omswaai binne in jou lyf, né? Is hierdie ongelooflike hartseer, jammer kry.
Splagnitsomai. Nou, as jy in die woordeboek gaan opsoek, in die Afrikaanse woordeboek gaan opsoek wat dit beteken, dan staan daar, dis 'n emosie wat lei tot aksie. Dis nogal vir my cool. Met ander woorde, Jesus het hulle so jammer gekry, dat hy gedink het, ek moet iets doen daaraan. Ek kan hulle nie so los nie. Dis nie daai, ag shame, tipe jammer kry nie. Nee? Want, kom ons wees nou maar eerlik. As ons by die robot stop, en dan staan 'n ou wat bedel hier langs jou, nee? En veral as jy in die boonste deel van die dorp begin rondry, en daai ouetjies wat so dwelmverslaafdes is, nee? En hy kom staan so langs jou kar, en ek dink, ag shame, kyk hoe lyk hy, ag shame. En as jy by die volgende robot kom, het jy lankal van hom vergeet. Ek steek my hand op, ek is eerlik, ek doen dit. Ons vergeet. Ons kry hom jammer, maar dis 'n ag shame tipe jammer. Dis nie 'n splagnitsomai jammer wat sê, ja, hierdie ding draai my letterlik, laat ek wil naar word, so kry ek hom jammer nie. En wat gebruik ons as 'n verskoning om nie iets te doen nie? Sy aksies. Hy het gesoek daarvoor. As jy nooit dwelms gebruik het nie, was jy nooit na 'n situasie nie. Ons gebruik so maklik die verskoning van 'n persoon se aksies is verantwoordelik van waar hy is, né? Iemand het verneek op sy vrou, dankie. Nou gaan jy skei. Nee, jy het gesoek daarvoor. Iemand het te vinnig gery, het 'n ongeluk gemaak. Iemand het gedrink, het 'n ongeluk gemaak. Ja, jy het gesoek daarvoor. Praat ek baie hard vanoggend, en almal kyk my so heavy aan. Ons is so gewoond om net na persoon se aksies te kyk en onmiddellik die mens agter die aksies heeltemal af te skryf. Heeltemal. Hoekom tree iemand op soos hy optree? Wat is sy agtergrond? Wat is sy pyn draai in sy hart rond? Hoe moeilik is dit vir daai om elke dag net uit die bed uit op te staan? Weet jy dit of nie? Of raai jy maar net? Of oordeel jy hom stryd net op sy aksies oor, dis hoe hy optree, dis wie hy is. Kyk wat doen hy? Hy's 'n piesang. Klaar. Oor en verby. Ek doen dit. Want ek het wil gesê, hierdie goed praat my, nee. So ek preek vir myself 100%. Wanneer laas jy 'n emosie gehad wat so erg was vir iemand jammer kry, dat jy naar is daarvan? Bitter min. Bitter min. Jy sien, want wanneer Jesus jou rolmodel is, dan moet jy konstant in jou agterkop ronddra, wat gaan in hierdie persoon se lewe aan? Wat gaan aan met hom by die huis? Wat gaan aan met sy werk? Hoe moeilik is dit daar? Hoe moeilik is dit om getrou te wees met hierdie persoon? Sy dalk 'n man wat haar slaan by die huis. Nou sy moeilik by die werk. Wonder ons ooit hierdie goed? Dink ons ooit aan, luister hier sommer, hoekom tree hierdie persoon op? Hy is 'n absolute piesang, given, né? Maar hoekom is hy 'n piesang? Ons worry nou oor nie, want hy bly 'n piesang, soos los hom net hom daar net aan die buitekant van hierdie sirkeltjie. Asseblief, hy moet net glad nie deel wees van ons nie. Jy sien, wanneer Jesus jou rolmodel is, dan jy medelee met enige iemand in enige omstandigheid. Want Jesus het. As Jesus moet medelee met my hê net wanneer ek het verdien, dan het ek dik moeilikheid. Serieus moeilikheid. Die tweede ene is, Jesus as dienaar. Ja, hierdie staan uit. Kom ons lees gou-gou. Johannes 13 vers 14 tot 17. Jesus as dienaar. As ek dan, wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. So 'n bietjie verder. Okay, kom ons lees my vertaling. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.
Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant is ook nie belangriker as een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Nou dis waar Jesus saam met sy disippels almal in 'n vertrek gesit het, en hulle so 'n lekker maaltyd nuttig, en daar vat Jesus en hy gaan trek sy, as jy bietjie vorentoe gaan lees, dan gaan trek hy sy bokkleed uit, en hy vat vir hom 'n handdoek oor sy arm, en hy gaan sit voor elke disipel, en hy gaan was sy voete. Nou, ons gebruik die voete was ding in ons kultuur, wil ek amper sê, meer as 'n tipe ding wat ek kom onder jou en ek dien jou ensovoorts, en dis presies wat Jesus doen. Jesus sê, het maak nie saak van my status nie, het maak nie saak wie het is nie, het maak nie saak van my titel nie, niks daarmee uit te waai nie. Ek stel myself laer as jou deur jou voete te was. Want onthou, in daai tyd van hulle, was voete was 'n average ding, nee? Ons was ons voete as jy in die shower is, nee? Wie van julle se voete is al gewas? Ek praat nou nie van deur jouself nie, okay? Wie van julle het al, ja, en as jy 'n babietjie is dit great ook, dit is ook nice, jou voete word gereeld vir jou gewas. Ek praat van iemand anders te behalwe jou ma, nee? Dis 'n next level experience. As iemand anders te bereid is om jou, hopelik nie, stinkvoete, se skoene uit te trek, jou kouse uit te trek, 'n bak water te vas met 'n lap en jou voete vir jou te was. Ek moet amper vir jou sê, dit is een van die ongemaklikste plekke waar jy, veral as 'n man, jouself kan insit. Ek praat nie van as jy na 'n spa toe gaan en hierdie ouens gee vir jou, wat noem jy dit, as hulle jou toenails en goeders doen, pedicure, né? Praat nou nie van dit nie. Praat van as iemand sit op sy knie in jou sitkamer en 'n emmer water vat en jou voete vir jou was. Daai ding is soos 'n wat is besig om hier te gebeur tipe scenario. Dis ongelooflik. Nou hierdie stuk wat Jesus hierso doen, praat vir my van Jesus is leier oor al hierdie disippels. So hy is in 'n leierskapposisie oor hierdie mense, né? En hy vat en hy gaan sit homself laer as enigiemand van hulle, want onthou, in daai tyd het die slawe die voete gewas, né? So jy het ingekom van buite af, onthou, almal het Potifar tekkies aangehad, Jerusalem Cruisers, plakkies, né? So dan, almal se voete is konstant vol stof of vol modder of iets gewees. So as jy in die huis ingekom het, dan is voete was is een van die goeders wat die slawe gedoen het, dan kom was hulle jou voete vir jou mooi skoon, dan kan jy in die huis ingaan, dan trap jy nou nie modder op die matte in nie, né? En Jesus wat, noem dit nou maar die baas was, wat die leier was, hy stel homself laer en hy gaan was hulle voete. Jy sien, wanneer jy 'n leier is, dan loop jy voor. Dan wys jy vir die res wat om te doen. Wanneer jy 'n baas is, dan hanteer jy die mense onder jou nie as laer gestel as jou nie. As jy as bestuurder aangestel is by die werk, dan kyk jy nie neer op die mense nie, want raai wat gebeur as jy iemand se voete was? Waar is jy? Onder hom. Jy staan nie bo hom en sê gee jou voet die boontoe aan nie, want dan gaan nie laer sak as jy nie. As jy in 'n leierskapposisie aangestel is, dan is jy die een wat voorloop, wat vir almal wys, dis hoe mens dien. Want dis wat leiers doen, is hulle dien. Hulle loop voor, maar hulle dien. En as jy wil hê iemand moet jou in jou werk dien, dan moet jy vir hom wys hoe word dit gedoen. First in, last out. Jy is die ou wat voorloop. Jy is die ou wat wys hoe word dit gedoen. As jy 'n pa is, dan is jy die ou wat wys hoe word dit gedoen. Jy wys jou dogters hoe moet hulle pa eendag, hoe moet hulle man eendag hulle hanteer. Jy is die voorbeeld. Jy is die leier. So raai wat, skottelgoed was sak. Ek haat skottelgoed was, né? Maar as my vrou nie die skottelgoed was wil pak nie, doen ek dit met 'n groot liefde. As sy nie van kos maak nie, dan maak ek die kos. Hoekom? Want dis wat 'n man doen wat sy vrou dien. Is ek die leier in die huis? Yes. En sy beter dit weet. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wanneer jy die leier in die huis is, dan is jy die een wat almal dien rondom jou.
Jy is die een wat alles vir almal doen die hele tyd, want jy is die leier, jy moet wys hoe word dit gedoen. Hoe verwag jy dat iemand in jou huisgesin jou gaan dien as hulle nie weet hoe nie? Doen hulle dit uit vrees uit vir jou? Of doen hulle dit uit liefde uit? Het Jesus se disippels hom gevolg omdat hulle bang was vir hom? Nee, het hulle inteendeel amper almal van hulle lewe neergelê vir hom. Hoekom? Omdat hulle vir hom bang was. Nee, omdat hulle hom gedien het en hy vir hulle die voorbeeld gewys het, dis wat liefde beteken, dis wat liefde is ons dien mekaar in liefde. Jou status en jou titel en wie jy dink jy is, het niks om jy uit te waai nie. Jy loop voor. Ek het hier geskryf, 'n ware leier is iemand wat nie bang is om sy hande vuil te maak nie. Is nie iemand wat bang is om die skoolgoed te gaan was, of om die gras te sny, of om die baba se doeke om te ruil. Daar is nie 'n man en 'n vrou werk nie. Daar bestaan nie so ding nie. As jy vir my sê, mans doen nie dit nie en vrouens doen nie dit nie, asseblief. Daar bestaan nie so ding nie. As jy getroud is, jy hulle mos 'n span, né? Hallo? Die vrou dien haar man, maar net soos die man sy lewe vir sy vrou sal aflê. Gaan lees 'n bietjie Efesiërs. En 'n paar ouens dalk 'n wake-up call kry oor wat dit beteken om 'n man te wees. En dan die laaste ene. Ek of my so lank die derde ene opsit. Lukas 23 vers 34. Hierdie een is miskien die ding wat die grootste verskil in my lewe maak. Elke dag en gemaak het, is vergifnis. Jesus vergewe. Lukas 23 sê, daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Wie van julle weet dat hierdie was Jesus se eerste woorde aan die kruis? Het julle al ooit die Bybel so bietjie meer aandagtig gelees en miskien vir julle self getraai uitfigure? Daai was Jesus se eerste woorde aan die kruis. Nie nadat hy opgestaan het en alles verby is en die moeilike deel agter hom was, nie? Was aan die kruis sy eerste woorde. So hy het hulle vergewe terwyl hulle besig was om hom te kruisig. Hierdie is, ek weet nie of ek enigsins wat dit verstaan nie, maar dit blaas jou brein hierdie ding. Jesus se vergifnis het gebeur terwyl hierdie mense besig was om hom te spot, om te spoeg, om te slaan, om met 'n spies te steek. Die hele kruisigingstoneel is besig om af te speel en hy hang aan daai kruis en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle besig om nou te doen nie. Hy het nie 'n tydjie gevat om oor dit te kom nie. Hy het nie eers 'n bietjie rustig geraak en net eers bietjie, okay, Here, gee my net so 'n maand of 2 dat ek net oor hierdie ding kom wat hierdie ouens na my gedoen het nie. Vergifnis is nie 'n feeling nie. As ek moes gehoop het God voel reg om my te vergewe, as ek in die moeilikheid, in groot moeilikheid. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit. Dis 'n besluit. Ons begin Februarie met die 70x7 kursus. Sommer 'n advertensie nou vir die kursus vir almal wat wil bywoon, né? Vergifnis is vir jou, nie vir die ander mense nie. Wanneer iemand iets aan jou doen het en jy moet hom vergewe, né? Raai wie skoor die meeste uit die vergifnis uit? Die van julle wat al die kursus by my gedoen het. Wie skoor die meeste uit? Ek skoor dit. Ek kry hierdie ongelooflike vrymaking wanneer ek die vergifnis doen. Een van my favorite gesegdes in die lewe is, onvergifnis is soos om gif te drink en te hoop die ander ou gaan dood. Want dit is presies die effek wat dit het. Onvergifnis vergiftig my eie lewe. As jy sukkel met vergifnis, dan wil ek vir jou aanraai, kom asseblief vroeg volgende jaar en kom doen daai kursus. Vergifnis maak jou los. Vergifnis gee vir jou vryheid.
om onvergifnis in jou hart rond te dra, soos om 'n groot rugsak op jou rug te sit en elke oggend nog 'n baksteen in te laai. In die eerste week of 2 dan voel dit nie so bad nie, want ons net 1 of 2 bakstene, dalk 6 of 7, en as jy 'n groot sterk vrishou is, kan jy hom dalk vir 2 of 3 weke dra. Maar ergens een oggend gaan jy opstaan, hè? En jy gaan nie 'n tree vorentoe kan loop nie, want daai sak gaan vir jou aftrek grond toe en jou net daar anker. En jy gaan in die res van jou lewe nêrens heen gaan nie. Vergifnis maak jou vry. Vraag jouself gou dit. Wat is die belangrikste ding wat Jesus ooit vir jou gedoen het? Jesus is aan die kruis gesterf. Miskien moet ek dit so vra. Wat het God vir jou gedoen? Die belangrikste. Hy het jou vergewe. Hy het jou vergewe. Het jy dit verdien? Nope. Is dit sy werk om dit te doen? Nope. Kan jy sy vergifnis verdien deur goeie werke te doen en nice te wees en al hierdie goed? Nope. So raai wat, die ou wat jy moet vergewe of die persoon wat jy moet vergewe, verdien hy om vergewe te word? Seker nie. Miskien glad nie. Miskien is dit wat hierdie persoon aan jou gedoen het, so erg, hy verdien glad nie jou vergifnis nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, gaan nou vandag huis toe, en gaan sit gou 'n bietjie en dink, waarvoor het God jou al vergewe, tot en met vandag? En gaan maak 'n bietjie 'n lysie. En as jy by die eerste skryfblok volkom, dan dink ek behoort jy die prentjie te kry om te sien, okay, hierdie is eintlik net 'n stupid aktiwiteit, want daar's so baie goed. Ek hoef nie vergewe te word nie. Liefde van God af maak dat hy my vergewe. Niemand verdien vergifnis nie. Nou as ons nou al hierdie goeders bymekaar sit en ons kyk na dit en ons sê, okay, dis karaktereienskappe van God, né? Kan mense dit maar so noem. Okay? En as ons God as ons rolmodel sien, dan dink ek wil almal van ons graag soos hy wees. Ons wil optree soos hy, ons wil sy beeld uitstraal na buite toe, né? Nou kom ek sê vandag vir jou, wat is een van die grootste goed wat jy vandag kan begin doen? Is begin mense vergewe. As jy mense begin vergewe, dan begin jy al hoe meer soos God lyk. Begin jy al hoe meer soos Jesus lyk as jou rolmodel. Hoekom, wat het hy gedoen? Waarop is ons geloof gebaseer? Is op vergifnis. Stem julle saam? Ons fondasie van ons geloof is as gevolg van Jesus se kruisdood, het ons die ewige lewe verkry. Al daai goeders is waar, né? Maar hoekom het ons dit gekry? Want ons is vergewe. So wanneer ek Jesus se basiese beginsel wil vat van rolmodel wees, moet ek vandag begin vergewe. En ons niks wat te erg is om te vergewe nie. Al voel jy dalk so. Want daai persoon wat moord gepleeg het, daai persoon wat bedrog gepleeg het, daai persoon wat oorspel gepleeg het, egbreek gepleeg het, maak saak wat nie, né? As hy vandag sy hart vir die Here gee, en hy bedoel dit in sy hart, en hy sê, Here, vergewe my asseblief vandag, né? Wat doen God? Soos 'n vingerklap, alles is weg. Ek het dit al van die vooraf gesê, maar kom ek sê dit gou weer vir mense wat dalk nie hier was nie. Hoekom sê die woord dat God verwyder ons sonde so ver soos die ooste van die weste af is? Hoekom sê hy nie van noord tot suid nie? As jy dit al gehoor het, maak my jou ore toe. As ek in Suid-Afrika is en ek klim in 'n vliegtuig en ek vlieg, né? As ek sê ek gaan noord vlieg tot waar ek by noord kom, né? Gaan ek 'n eindpunt bereik? Ja, want ek gaan by die Noordpool kom, want op 'n stadium gaan ek oor die Noordpool vlieg en as ek dan aanhou, waartoe gaan ek? Suid, né? Gaan ek suid toe. Stem julle saam? So 'n bietjie aardrykskunde, né? As ek hier begin en ek gaan op met die aardbol en ek gaan noord toe, dan kom ek ergens by noord, want as ek aanhou, dan gaan ek weer suid toe. So ek gaan verby noord. Wanneer ek in Suid-Afrika is so en ek begin in oos beweeg, wanneer kom ek by oos? Nooit nie. Nooit nie. As ek aan die kant toe gaan en ek gaan wes, gaan ek ooit by wes uitkom, wat ek dan ewe skielik dan nou weer na oos toe gaan? Nee.
So wanneer God sê, hy verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die wes af is, hoe ver is dit? Infinity ver, wil ek sê. Want jy gaan nooit by die ander deel uitkom nie. Dis hoekom God sê nie so noord so suid nie, maar oos tot wes. Want as hy jou vergewe is, dit weg. Dis gone. God het nie 'n geheue om te gaan ophaal wat jy verkeerd gedoen het verlede jaar nie. As hy vergewe het, is dit vergewe. Dis wat ons geloof so kryt maak, mense. Wanneer jy vergewe is, gaan God jou sê, kom op pel. Ewige lewe is joune. Kry vir jou. Vat so 'n bietjie die volgende week of 2 en gaan soek vir jou 'n paar van Jesus se karaktereienskappe wat ek nou nie vanoggend oor gepraat het nie. En gaan maak vir jou 'n lysie. Plak dit in jou kas op, plak dit in jou spieelkas, plak dit in jou badkamer teen die spieël op, ek gee nie om waar nie, nê? En elke oggend as jy opstaan, dan kies jy een en sê, Here, help my om vandag te werk aan hierdie ding. Ek moet vandag werk aan vergifnis. Ek moet vandag 'n bietjie werk aan my medelee. Dink 'n bietjie daaroor. Gaan soek elke dag iets wat jy kan doen om meer na Jesus te lyk. En maak 2026, nê? Jou goal om so naby as moontlik aan die einde van 2026 te kom as wat jy moontlik sou kon in 1 jaar se tyd. My nuwejaarspreek hierdie jaar gaan oor ons oorskat, nê, wat ons in 'n dag kan doen. Maar ons onderskat totaal en al wat ons in 'n jaar kan doen. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Maak 26 jou goal om soos Jesus te lyk aan die einde van die jaar. En as die Here ons spaar, dan kyk jy bietjie terug in einde 26 en sê, dankie Here, ek het al hierdie goeders bereik deur U wat my gehelp het om dit te doen. Amen. Kom ons maak ons oortoe dan bid ons saam. Hemelvader Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike samekoms in die huis, Here. Dat ons uit die woord uit kon lees, ons kon saam van U af hoor. Dankie Here dat U ons waardig ag om ewen aan ons te dink, Here, om ons te vergewe. Here, dit wat ons vanoggend gehoor het, net daai aksie alleen, Here, is mind-blowing. Dankie dat U ons nie oordeel volgens ons aksies of ons gedrag nie. Dankie dat U ons vergewe of volgens wie U is, Here, en nie volgens wie ons is nie. Help ons om daai karaktereienskappe na te jaag in hierdie volgende paar weke, in hierdie volgende jaar, en vir die res van ons lewe, Here, help ons om dit deel van ons lewensgoal te maak, elke dag, om meer en meer soos U te wees. Dankie daarvoor, Here, ons uit mekaar uitgaan, vra ek vir beskerming op hierdie nat paaie. Here, gee vir ons 'n great week, 'n great Kerstydperk, lekker saam met familie en vriende kuier. Here, mense wat op vakansie gaan en wat ver ry, Here, hou hulle veilig, beskerm hulle. En as dit U wil is, Here, bring ons volgende week weer op die bestemde tyd saam. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam.